Goeiemôre. Saam met die digter van Psalm 48 verklaar ons: Die Here is groot. Aan hom kom al die lof toe. Ons sing nou Psalm 48 vers 1. Kom ons bid saam. Onse Vader in die hemel, U is inderdaad groot. Aan U kom toe al die lof. Ons dank U dat ons U ons Vader mag noem. Ons erken en ons bely, ons verdien dit nie. Ons het U nie lief met ons hele hart en siel en verstand nie. Ons het ons naaste nie lief soos onsself nie. Ons verdien nie om U kinders te wees nie. Maar ons glo, ons Here het vir al ons sondes betaal. Ons aanvaar sy verlossing. Ons aanvaar, ons is U kinders. In hierdie vreemde tye waarin ons leef, besef ons nietigheid en magteloosheid. Hoe klein ons in werklik is en hoe min ons weet. Ons dank U dat U wat die magtige God is, ons Vader is. En dat U ons versorg en dat U aan ons U vrede gee en dat ons kan weet ons toekoms is veilig in U hande. Ons bid U ons te seën wanneer ons uit U woord uit lees en dit uitgelê word. Maak dit ook deel van ons lewens. Ons vra dit om Jesus wil. Amen. Ons skriflesing vandag kom uit Jesaja hoofstuk 28 en ons lees daarvan verse 23 tot 29. Gee aandag. Luister na wat ek sê. Let op my woorde. Hou 'n boer aan met ploeg as hy wil saai? Hou hy aan grond breek en vore trek? As hy die grond gelyk gemaak het, saai hy mos swart komyn en komyn. Sit hy koring en gars in waar dit moet kom, en speld aan die kante. Sy God leer hom en gee hom die kennis hoe om alles te doen soos dit hoort. Swart komyn word mos nie met 'n slee uitgedors, of komyn met waawiele uitgetrap nie. Swart komyn en komyn word met 'n stok uitgeslaan. Graan word gemaal vir brood. Maar 'n mens hou nie eindeloos aan om dit te laat trap deur waawiele en deur trekdiere tot dit fyn is nie. Ook dit is iets wat van die Here, die Almagtige, afkom. Kennis wat van hom kom, is wonderbaar en laat alles voorspoedig verloop.
Ons fokusvers is hierdie laaste vers, vers 29. Ook dit is iets wat van die Here, die Almagtige afkom. Kennis wat van hom kom, is wonderbaar en laat alles voorspoedig verloop. Geliefde in die Here, waarom behandel God nie alle mense dieselfde nie? Waarom sukkel party mense so met hulle gesondheid? Of om kos op die tafel te kry en 'n dak oor hulle koppe? Waarom is party so vasgevang in 'n kreupel huwelik? Of worstel party enkel ouers om hul kinders groot te maak? En dit alles, terwyl dit weer lyk of dit met ander mense so voor die wind gaan. Die profeet Jesaja het opgetree in 'n tyd toe daar groot godsdienstige verval in Israel was. En dan stuur die Here Jesaja om die Israeliete te gaan waarsku dat as hulle die verbond wat hy met hulle gesluit het verbreek, dan gaan hy hulle oordeel. En dit was deel van die verbond wat die ooreenkoms met die Here met hulle aangegaan het. Hy sal sy verbond hou, hy sal hulle God wees, maar dan moet hulle getrou bly aan hom. As hulle ontrou raak, dan gaan hy hulle oordeel en straf. En wanneer die Here straf, dan word almal in 'n land geraak. Die ongehoorsaames en ook die mense wat aan God getrou probeer bly. En dit is die agtergrond van die boer. Hierdie gelykenis van die boer en die verskillende gewasse wat geplant word en ook op verskillende maniere geoes word. Die gelykenis het gegaan oor die swaar kry wat vir Israel voorgelê het. Maar die gelykenis vertel ook van God se genade en hoe hy met elke een van sy kinders anders werk. Dit gaan oor swaar kry en ook oor die troos dat God ons elkeen ken en ook daarvolgens hanteer. In hierdie gelykenis hoor ons van 'n boer wat ploeg. Wanneer 'n boer ploeg, dan breek daar die ploeg die grond oop, soos hy die vore trek. En in hierdie gelykenis word God se oordeele vergelyk met 'n boer wat ploeg. Die ploeg skeur die grond oop, dolwe alles om. Die grond wat bo was is nou onder en die gras wat mooi gegroei het, is nou onder kluite weggebêre. En daarna kom die boer met 'n eg. Hy sleep daardie eg oor die kluite om die land dan gelyk te maak en die groot kluite kleiner te breek. En so skeur die Here soms ons lewe as ware oop. Alles word deurmekaar gekrap. Hy dolwe alles om en hy skep as ware 'n nuwe landskap wanneer 'n ploeg en 'n eg oor ons gaan. En dit is nie maklik nie. Dit maak seer. En nou kom die troos, want die gelykenis sê ook vir ons, 'n boer hou nie aan en aan en aan met ploeg of eg nie. As die grond oopgeskeur is, hou nie aan om dit stukkend te breek nie. Hy ploeg en hy eg net so lank as wat dit nodig is om die grond voor te berei. En wanneer die grond reg is, dan gaan hy oor na die volgende stap toe. En dit is om te saai. Die boodskap vir Israel was, God gaan hulle nie aanhou en aanhou laat swaar kry nie. Hy hou aan
tot hy sy doel bereik het. Wanneer God ons laat swaar kry oor ons min liefde aan hom, ons halfhartige diens, of omdat ons dink ons het hom nie regtig nodig nie, wil hy ons nie vir altyd laat lei nie. Wanneer swaar kry om watter rede ook op ons pad kom, hou dit nie vir altyd aan nie. Die boer ploeg die land en hy berei dit voor want hy wil graag daar saai. Hy wil saai want hy wil 'n oes kry. Boer ploeg mos nie 'n stuk land om dit dan net so braak te laat lê nie. Die swaar kry in ons lewens en ook in ons land is 'n manier waarop die Here besig is om ons voor te berei en reg te maak vir 'n oes. Nou destyds, soos eintlik maar vandag ook nog, het die boere verskillende soorte gewasse geplant. Ons het in die gelykenis gelees van komyn en swart komyn, koring en gars en ook speld. Nou ons ken vandag nog koring en gars, maar produkte soos komyn en swart komyn en speld is vir ons baie minder bekend. Wat belangrik is om raak te sien is dat hierdie verskillende gewasse is nie almal presies dieselfde hanteer nie. Komyn en swart komyn is byvoorbeeld met die hand gesaai, terwyl boere destyds koring gewoonlik in rye geplant het. En dan het elke gewas ook sy eie plek op 'n land gehad. Gars is in afgebakende dele, die ou vertaling praat van vakke, geplant. Speld weer is rondom die plant, rondom die land, al langs die kante geplant. Dit was as ware 'n grens wat die wilde diere moes uithou. Die diere het nie van speld gehou nie. En dan is elke gewas op sy eie unieke manier geoes. Komyn en swart komyn is liggies met 'n stok uitgeslaan. Net hard genoeg dat die saadjies of die pytjies kan uitval. Want as dit hard geslaan is, dan het die saad, die kos, seer gekry. Met koring was dit weer anders. Die droë koringare is op die dorsvloer uitgegooi en daarna het trekdiere met 'n eysterslee of 'n waantjie daaroor geloop om dan die kaf van die korrels te skei. So, koring is hardhandiger as byvoorbeeld komyn hanteer. Want dit is al manier hoe die koringkorrels kon uitkom. 'n Boer het elke produk volgens sy aard gehanteer. Elke een het sy plek op die land gehad, elkeen is op sy eie manier gesaai, en elkeen is op sy eie manier geoes. En hoekom het die boer dit gedoen? Want hy wou op die ou einde die bes moontlike oes gehad het. Alles maniere om seker te maak, sy oes is goed. En dan vergelyk Jesaja, hierdie boer, met al sy gewasse, vergelyk dit met die verskillende maniere hoe God ons hanteer en te werk gaan. God wil nie ons onbepaald laat swaar kry nie. Hy is nie soos 'n boer wat sou aanhou en aanhou ploeg nie. Dit het geen sin nie. Maar God werk ook met elke een van ons anders. Elke een volgens sy aard. Hy werk met ons soos 'n pa of 'n ma met hulle kinders werk. 'n Ouer hanteer mos nie altyd al die kinders presies dieselfde nie. Partykeer is dit tot frustrasie van die kinders. Maar party kinders kom ons op koers, net wanneer jy 'n harde woord gesê het. Maar ander kinders
moet 'n bietjie hardhandiger hanteer word. Miskien 'n paar houe nodig. God ken ons en hy werk met elkeen van ons op sy unieke manier. Partykeer verstaan ons nie hoekom God sekere dinge op ons pad bring nie. Soms kom ons miskien in opstand oor die goed wat hy in ons lewens toelaat. Partykeer mag dit selfs doodgewoon onregverdig voel dat sekere dinge met ons gebeur, terwyl dit glad nie met ander mense gebeur, mense wie se lewens nog slegter is as ons nie. Tog, alles kom van God. En ons fokusvers gee vir ons dan 'n baie belangrike perspektief. Kennis wat van hom afkom, is wonderbaar en laat alles voorspoedig loop. Nou hierdie vers is 'n moeilike vers om in Afrikaans te vertaal. Letterlik beteken dit, God het 'n verrassende, 'n wonderlike plan. En hy laat hierdie plan van hom groots en goed afloop. Die mense daar in ballingskap was deel van God se plan. Al was hulle stikkende, selfs ongehoorsame, platgeslaane mense. Hulle was deel van God se plan. God wou hulle nie laat verlore gaan nie. En sy plan was om hulle swaar kry te gebruik om hulle nader na hom toe te bring. En goed te laat gebeur. Positiewe dinge te laat gebeur, waarvan hulle nooit sou kon droom nie. En wanneer hy hierdie plan tot uitvoer bring, dan werk hy nie met almal dieselfde nie. Hy werk met elkeen anders, op 'n unieke manier, 'n eie soortige manier. Want ons is mos almal eie soortig, ons is nie almal presies dieselfde nie. Ons behoort aan God. En deur ons Here Jesus is hy ons Vader. Hy ken ons selfs elkeen by die naam. Hy ken ons geaardhede. Hy ken ons lewens, hy weet wie ons is, hy ken ons omstandighede. En daarom tree hy teenoor ons op, soos hy weet, die beste vir elkeen van sy kinders is. Kom ons aanvaar die ploegskare wanneer hulle as ware ons stukkend breek. Aanvaar God se werk, al maak dit miskien nou seer. God is besig met sy eie unieke manier van doen in ons lewens. Hy is besig met sy verrassende plan om ons so te lei dat ons uiteindelik 'n oes, vrugte sal dra, 'n oes sal lewer wat vir hom aangenaam is. Amen. Kom ons bid nou saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U dat U wat God is, ook ons Vader is. Dat U ook in beheer is van ons lewens en van dit wat elke dag met ons en om ons gebeur. Ons bely teenoor U dat ons nie altyd verstaan nie en dat ons dikwels in opstand kom en dat ons soms dink ons weet beter. Ons vra om ons te vergewe. En ons bid U om ons geloofsoë oop te maak, om iets van U plan raak te sien, U verrassende, grootse plan. Maak ons deel daarvan en laat ons U grootheid sien, om U te eer en U te dien en dankbaar te wees vir al U genade.
Ons dank U vir genade wat U oor ons uitstort, ook in hierdie tyd. Ons dra U op vir Tannie Hannetjie Coetzee en Julie Jacobs en hulle families in hierdie tyd wat hulle rou en seer het. Ons dank U vir oom Koos en Jan vir hulle geloof, vir die manier waarop U hulle ook, elkeen op hulle eie manier, gebruik het, ook in hierdie gemeente. Ons dra U op hulle eggenotes, hulle kinders en kleinkinders, hulle families en dierbares. Ons bid U om hulle ook almal te vertroos en met hulle te wees, om ook hierdie beproewing te gebruik, om op die ou einde vrug daaruit te laat voortkom, net soos U dit kan doen. Ons dra U op hulle wat siek is, hulle wat tuis of in die hospitaal versorg word. Ons dra U op die leiers van hierdie land. Ons bid U om hulle wysheid te gee, om so op te tree, dat dit tot die beste sal wees vir ons as burgers. Ons dra U op die sakemanne, wat ook weer besigheid moet begin doen, wat werk moet verskaf, wil U hulle hoop gee en wysheid gee en genade gee, sodat nie net hulle versorg sal wees nie, maar ook almal wat afhanklik is van hulle werksgeleenthede. Ons dra U op hulle wat worstel, wat honger is, wat nie weet oor wat die dag van môre gaan gebeur nie. Ons bid U om uitkoms te gee, om die koninkryk te laat kom, om oop hande daar te stel wat kan help. Ag Here, as U ons nie help nie, is alles te vergeefs. Maar ons dank U dat ons kan weet, U regeer, U het alle mag, U regeer deur ons Here Jesus, waar hy aan die regterhand is. Ons buig voor U en ons wag op U. Dit vra ons om Jesus wil. Amen. Ons het die volgende afkondigings. Ons gemeente het die afgelope week eintlik 'n donker week gehad, met die oorlede van 2 lidmate. Oom Koos Coetzee is in die vroeë oggendure van Dinsdagoggend aan 'n hartaanval oorlede. Hy was amper 89 jaar oud. Hy en Tannie Hannetjie was 65 jaar lank getroud en het sedert verlede jaar in goue jare gewoon. Jan Jacobs is 'n klompie ure na oom Koos oorlede, nadat hy vroeër vanjaar aggressiewe longkanker ontwikkel het. Hy en Julie het ook daar in goue jare gewoon, in een van die woonstelle daar. Jan is die afgelope Saterdag reeds begrawe. Die inligting rondom sy begrafnis was uitgestuur. Oom Koos word Dinsdag om 11 uur in Tzaneen begrawe. Daar sal 'n kort diens by die graf wees. Aangesien daar vooraf reëlings getref moet word om die begrafnis te kan bywoon, word alleen mense toegelaat wat gereageer het op die boodskap wat vroeër uitgestuur is en ook so die nodige reëlings getref het. Ek vra dat ons daar waar ons elkeen is 'n oomblik stilte sal handhaaf as blyk van ons meelewing met Tannie Hannetjie en Julie en hulle families. Dankie. Ons het verneem dat Dawie van Jaarsveld senior in die Tzaneen Medikliniek opgeneem is hierdie week met nierstene.
Nou as gevolg van die inperking mag hy geen besoekers ontvang nie. Sterkte ook aan Dawie. En dan sy ma Greta en sy pa Fani is nog in Pretoria vasgekeer. Greta ervaar nog steeds groot las en ongesteldheid as gevolg van haar maag. Baie geluk aan die volgende mense wat verjaar hierdie week. Môre Maandag is dit Edmund de Beer Jr., Marnus Ferreira en Nicolien van Loggenberg, en Woensdag is dit Konrad Joubert. Baie hartlik geluk aan julle almal, mag julle ook 'n geseënde lewensjaar hê. Ons het die volgende afkondigings. Die ouderlinge en die diakonie vergaderings wat vir hierdie week geskeduleer was, is afgestel. So ook die nagmaalviering wat ons volgende Sondag sou gehad het. Die ouderlinge en diakens is wel besig om telefonies met al die lidmate in hulle wyke te skakel en te hoor hoe dit gaan, en ons vra dat die vrymoedigheid sal neem om enige probleme onder hulle aandag te bring. Ons vier wel eerskomende donderdag die hemelvaart van ons Here Jesus. Daar sal donderdag om 18:30, 6:30 die aand, 'n oordenking beskikbaar wees, wat u op enige van die maniere kan volg, wat u ook hierdie diens volg. Volgende Sondag sal ons weer 'n gewone oordenking hê. Die telkomfoon in my studeerkamer is tans buite werking, en die gevolg is dat ek 'n hele paar oproepe mis. Aan die einde van ons afkondigings sal daar 'n selfoonnommer verskyn hier op die skerm. U is welkom om die nommer neer te skryf, solank 'n pen te gaan haal, en u kan daardie nommer gebruik om kontak te maak met my. Ons herinner aan die kollektes wat per EFT of Zapper gedoen kan word. Gebruik maar net weer die kodes diens vir die diakonale kollekte, deure vir die kollekte by die deure wat hierdie Sondag gaan vir die Bybelgenootskap. Ek en Corrie wens almal 'n baie gesonde en 'n geseënde week toe.